Nou ja, vir die boere, baie van die boere se mielies lyk pragtig op die lande en natuurlik almal van hulle verwag 'n blink oes. Maar wat het die prys gemaak? Ons het so rukkie terug gesê dat die maartprys net eenvoudig te hard en te laag geslaan was. Hy het pragtig herstel, maar nou kyk ons na die Julie kontrak en onthou nou teen Julie gaan baie van die boere of klaar gestroop wees en baie gaan dalk op die einde wees om te stroop en ander gaan hoop dit droog uit sodat hulle kan klaar stroop. So wat sê die prys vir ons? Hierdie prys sê vir ons dat inteendeel het hy heeltemal te ver geval. Kyk 'n bietjie na my stochastiese indikator, lekker laag, maar daar begin hy wip. Hy gee vir my 'n positiewe afwyking wat heel partykeer 'n lekker loopie gee, maar wat my sleutel lê is hierdie dalende wig. Nou, daar kan ek net vir boere sê dalende wig is gewoonlik baie goeie formasies om 'n herstelloopie te gee. Dit gee nooit 'n tendensverandering nie, maar dit wys baie keer 'n lekker herstelloopie. En wat ook interessant is, let daarop dat hierdie vlakke van R4.100 waar die prys nou verhandel, onthou dis die Julie kontrak, ook hierso getoets was hier rondom Desember. En kyk hierso, hy het pragtig geloop daarvan af. Daai stochasties was nie eers so laag nie. Kyk hoe lekker laag is hy. Maar hierdie dalende wig kan baie maklik 'n lekker herstelloopie gee en natuurlik hierdie 21 dae bewegende gemiddelde kan ons altyd dophou. Dis die bewegende gemiddelde wat jou die tendens aandui en terwyl ons onder hierdie lyn beweeg, hierdie gemiddelde, is die tendens duidelik na onder. Maar as ons kyk na hierdie weerstandslyn van die dalende wig bo die vlak van 4185 kan die witmielie-prys van Julie baie maklik begin lewe kry. Ja, ek weet baie boere sal sê Frans, maar die mielies lyk pragtig. Dit lyk sommer net asof ons 'n briljante oes gaan hê. Onthou, baie dinge kan verander. Wie het gedink ons gaan hierdie jaar so sukkel in die begin met erge droogte en toe kom die lieflike reën en nou kan dit dalk weer wees dat die lande nie so gunstig is nie en jou oes nie so gunstig is nie en dan kan hierdie prys opgaan. So bo 4185 kan hierdie dalende wig baie maklik na boontoe breek. Sy eerste teiken gaan hierdie 21 dae bewegende gemiddelde wees van 4351, maar kyk 'n bietjie na die vlakke bo dit. As hy bo dit aan die gang kom 4396, 4430, daar's natuurlik 'n lekker sterk weerstand by 4500, maar moenie verbaas is dat hy dalk hierdie hoogtepunt gaan soek van 4543 nie. So vir die boere wat wel 'n kansie wil vat en vir die wat natuurlik nie boer is nie en nie mielies het op die land nie, niks sê vir jou dat jy kan papiermielies koop nie. Jy mag altyd koop en natuurlik koop bo 4185, gebruik jou keerverlies as ek wil hom net so bietjie laer stel 4045 om jou kapitaal te bewaar en natuurlik kom ons hoop hy gee sy eerste beweging na hierdie 21 dae bewegende gemiddelde toe. En vir die boere wat nou skielik moet pryse vasmaak, as ek na hierdie grafiek kyk, lyk dit vir my ook asof die prys te laag is. Die indikator is in jou guns vir 'n wippie, so dis dalk nie nou die tyd om jou pryse vas te maak. Met ander, klou maar 'n bietjie aan hy oes as jy kan. En onthou nou die rand het 'n pragtige sterk loopie die laaste paar weke in. Hy bly sterk teenoor die euro en teenoor die hy bly sterk teenoor die Amerikaanse dollar, maar verswak teen die euro en die Britse pond. En dit kan baie maklik wees dat die rand skielik begin verswak teenoor die Amerikaanse dollar en dan kan jou mielieprys dalk sommer heel wat beter lyk. Nou ja, vir die boere wat belangstel, besoek ons webtuiste www.fransklerk.com vir meer inligting en ons kuier weer.